Welkom by hierdie verkenning van tegnologie graad 7's. Vandag stap ons in 'n fascinerende wêreld in. Jy weet, dink daaraan as 'n ongetemde landskap waar idees gebore word en dan ontwikkel om te oorleef in die regte wêreld. Net soos 'n mens die natuur fyn dophou om te verstaan hoe dinge werk, gaan ons vandag die wonderlike ekosisteem van tegnologie saam verken. Reg, kom ons spring dadelik in. Hier is die roetekaart vir vandag se verkenning. Ons gaan kyk na wat tegnologie werklik is, dan die 5-stap ontwerpproses, gevolg deur belangrike ontwerpoorwegings. Daarna kyk ons na die taal van tekenings en laastens sluit ons af met skale, sketse en dimensies. Maklik genoeg, of hoe? Afdeling 1. Wat is tegnologie werklik? Nou, as ek jou reguit vra, wat is tegnologie? Wat sien jy eers in jou geestesoog? Flikkerende skerms dalk, slimfone of soort tipe robot? Wel, kom ons kyk 'n bietjie wyer as net rekenaars en masjiene, want tegnologie strek eintlik baie dieper in die menslike natuur in as dit. Dis letterlik die kern van ons eie oorlewing en vooruitgang op hierdie planeet. Kyk net na hierdie pragtige, allesomvattende definisie. Tegnologie is basies ons as mense wat ons kennis, ons vaardighede, ons waardes en hulpbronne inspann om aan 'n behoefte of 'n begeerte te voldoen. Ons skep praktiese oplossings vir werklike probleme. En wat regtig interessant is hier, is daardie laaste deel, terwyl ons sosiale en omgewingsfaktore in ag neem. Tegnologie bestaan nie in 'n vakuum nie, nee. Dit moet 'n positiewe impak hê op ons as mens en natuurlik op ons planeet, sonder om ons eie habitat verwoes. En ons sien hierdie hele proses oral weerspieël in die alledaagse werkswêreld. Dink 'n bietjie daaroor. Amper alles om jou het uit hierdie tegnologiese proses ontstaan. Van die dieetkundiges wat ons gesond hou, die timmermanne wat ons meubels bou, tot die sivielingenieurs wat daai massiewe paaie en brûe beplan wat ons daagliks gebruik. Selfs elektriesiëne, argitekte en modeontwerpers. Tegnologie is letterlik oral, en dit is die absolute boublokke wat hierdie professionele mense elke liewe dag gebruik om ons wêreld te bou en te onderhou. Dit bring ons by afdeling 2, die 5-stap ontwerpproses. Om enige suksesvolle produk tot lewe te bring, moet ons hierdie 5 spesifieke stappe volg. Dis ons oorlewingskaart in die wildernis van ontwerp. Eers moet ons ondersoek instel om die probleem regtig te verstaan. Jy word basiese speurder wat inligting versamel. Dan ontwerp ons die werklike oplossing. Volgende is die opwindende deel, die maakfase, waar die bouwerk begin. Daarna moet ons onophoudelik evalueer, test dit, werk dit regtig soos ons beplan het. En reg deur die proses, maar veral heel aan die einde, moet jy kommunikeer. Jy deel jou suksesvolle produk met die wêreld en jou klante. Dit is die hartklop van elke goeie tegnologiese oplossing. Kom ons zoom so 'n bietjie nader in op daardie ontwerpsfase. Weet jy, 'n vinnige vryhandskets alleen gaan definitief nie die paal waal nie. Jou idee kort streng riglyne om in die regte wêreld te oorleef. Jy het eerstens 'n ontwerpopdrag nodig. Dit is basies 'n opdrag wat verklaar wat maak ons presies, vir wie is dit, waarvoor gaan ons dit gebruik en waar. Dan kyk ons na spesifikasies. Dit is die harde vereistes waaraan dit moet voldoen, soos die spesifieke materiaal en grootte, en laastens is daar beperkings. Dit is die harde realiteite van die natuur, soos hoeveel geld of begroting jy het, hoeveel tyd jy oor het en watter gereedskap of toerisme op jy eintlik tot jou beskikking het. En dit bring ons by 'n uiters belangrike punt. Elke uitvinding in hierdie tegnologiese ekosisteem is heeltemal afhanklik van sy teikenmark. As jou produk nie daardie spesifieke groep mense bedien wat dit uiteindelik gaan koop en gebruik nie, wel, dan gaan dit eenvoudig nie oorleef nie. Daardie teikenmark besluit of jou idee gaan voortbestaan of uitsterf. Goed, kom ons beweeg aan na afdeling 3, belangrike ontwerpontwergings. Hier is 2 massiewe konsepte wat bepaal of 'n produk werklik fiks is vir sy doel. Aan die een kant het ons ergonomika. Dis dalk 'n groot woord, maar dit beteken bloot dat die produk gebruikersvriendelik, gemaklik en veilig is vir die menslike liggaam. Dink byvoorbeeld aan daardie kantoorstoel wat jou ruggraat net perfek ondersteun. Dis fantastiese ergonomika. Aan die ander kant het ons estetika. Dis die visuele aantrekkingskrag. Is dit mooi om na te kyk, wat is die kleur, die vorm of die tekstuur? 'n Werklik briljante, suksesvolle produk vind daardie perfekte balans. Dit voel ongelooflik om te gebruik en dit lyk absoluut pragtig. Wat ons bring by afdeling 4, die taal van tekeninge. Nou, net soos diere in die natuur deur verskillende klanke kommunikeer, gebruik ontwerpers 'n baie spesifieke visuele taal. Hierdie konvensies is letterlik jou amptelike reëlboek. Ons kry buitelyne wat donker en dik is en presies wys waar die sigbare rande van 'n voorwerp is. Dan het ons konstruksielyne, smal, baie ligte lyntjies wat jy as 'n raamwerk gebruik om te begin beplan. En onthou, jy vee hulle nooit uit nie. Vir dinge wat ons nie kan sien nie, wat weggesteek is, gebruik ons verborgde detail, daardie dun, donker stippellyne. En laastens, dimensielyne.
Dit is smaallyne met skerp pyle aan die ente wat parallel met die buitelyn getrek word om vir ons die presiese mates en lengte, breedte of hoogte te gee. Sodra jy hierdie taal praat, sal enige iemand in die wêreld jou idees kan verstaan. En voor ons aangaan, hier is 'n deurslaggende wenk vir jou eksamen. Stoor hierdie een in jou agteroop. Wanneer ons met mates werk in tegnologie, word dit altyd as millimeter verstaan. Maar let wel, op jou tekening skryf jy slegs die syfer neer. Jy skryf asseblief nooit die letters by daardie nommer nie, ons weet dit reeds. En die tweede onbreekbare reël, die 2 grenslyne by jou mates raak nooit direk aan die voorwerp self nie. Daar is altyd 'n klein gaping om dinge mooi skoon en akkuraat te hou. En so kom ons by die laaste skof, afdeling 5, skale, sketse en dimensies. Soms moet ons letterlik mikroskopies naby na dinge kyk, en soms moet ons heeltemal uitzoom. As ons baie fyn elemente soos elektroniese komponente of juwele wil teken en verstaan, gebruik ons 'n opskaal of 'n vergrotingsskaal. Sê nou maar 2:1. Dit beteken jy trek daardie tekening 2 keer groter as wat die voorwerp in die regte lewe is. Maar sê nou jy sit met iets massief, soos 'n baksteenhuis. Jy kan tog nie die hele huis lewensgroot op 'n bladsy inpak nie, dan wend ons natuurlik na 'n afskaal of verkleiningsskaal, soos 1:2. Dit verander die reusagtige in iets hanteerbaar wat ons maklik op papier kan bestudeer. Tekeninge self ontwikkel ook oor tyd, amper soos die evolusie van 'n spesies. Aan die begin het jy net 'n vryhandskets. Dis daardie vinnige roue idee. Ons gryp net 'n gewone HB-potlood, geen liniaal nie, en ons teken vinnig om daardie breinkrag op papier te vang voordat dit verdwyn. Maar so 'n idee moet natuurlik volwasse word, en dit ontwikkel dan in 'n 2D-werktekening. Nou raak dinge dodelik akkuraat. Ons gebruik presisie-instrumente soos liniale en ons wys slegs 2 dimensies, tipies net lengte en hoogte op 'n plat vlak. Met hierdie vlak van detail kan 'n bouer presies aan mekaar sit wat jy in jou kop bedink het. Maar wag, as jy rigting wil wys vir jou produk se eindbestemming en dit regtig wil laat lewe, wel, dan kort jy 3D. 2-dimensioneel is plat en tegnies, maar 3-dimensionale tekeninge spring letterlik van die papier af na jou toe. Ons voeg daardie magiese derde element by, diepte. Jy kan gewone beskaduwing gebruik wat skaduwee skep om platsketse baie vinnig 3D te laat lyk. Of as ons dit formeel aanpak, is daar skynstekeninge of obliek. Hier kry jy 'n pragtige vooraansig in sy ware vorm, terwyl die diepte skuins wegbeweeg teen 'n perfekte hoek van 45 grade. En dan het ons die absolute koning, isometriese tekeninge. Dit word presies op 'n ruitennet geteken waar al die dieptelyne teen 'n 30 grade hoek staan. Dis basies toorkuns met potloodlyne, ouens. En net so, graad 7's, staan ons aan die einde van hierdie natuurlike verkenningstog deur die fascinerende ekosisteem van tegnologie. Die gereedskap is nou stewig in jou hande. Die reëls en die stappe is uitgeklaar. Jy ken die visuele taal van lyntipes en jy weet presies hoe om die wêreld deur op- of afskale in perspektief te plaas. Dit alles maak hierdie kennis so ongelooflik kragtig vir jou opkomende eksamen. Die enigste vraag wat oorbly, is jy gereed om met selfvertroue uit te stap en jou eie briljante oplossings vir hierdie wêreld te ontwerp? Baie sterkte met jou voorbereiding. Onthou daardie 5 stappe en mag jou tegnologiese idees regtig bly floreer.